Hallo julle, welkom by die kerkgemeenskap, welkom by die volgende gesprek. Ons begin 2025 op die regte manier, vir ons as mans en vrouens, ons wat getroud is, ons wat dalk verloof is, en ons wat eendag, as dit die Here se wil is, in huwelik wil staan, gaan ons hierdie jaar reg begin. Ons begin dit met Efesiërs 5, en as jy nog nie die vorige video's gaan kyk het nie, gaan kyk dit, gaan terug. Ons is die kerkgemeenskap en ons is net hier om die woord van die Here uit te kry by soveel as moontlik mense en om mense toe te rus. Ek is nog besig om te leer in hierdie proses, al die YouTube dinge en die fancy knoppies en al die goede, maar wat ek wel weet is, jy kan subscribe, doe asseblief, druk die knoppie, druk die klokkie, en dan kry jy al die goeders. En dan kan jy ook hierdie dinge deel met jou vrou of met jou man. Nou, ons is vandag by die eerste tot die derde gedeelte van Efesiërs 5, en ons gaan vandag die rol van die vrou doen, en dan die rol van die man doen, en net 'n bietjie konteks gee. Nou, vir die van julle wat dit nie geweet het nie, ek is nie 'n vrou nie, en ek kan onmoontlik praat na hoe vrouens dinge beleef en al die tipe goeder. So wat ek gaan doen is, ek gaan die basiese beginsels van Efesiërs 5 weer herhaal en weer deurgee, en dan gaan ons gaan na die rol van die man toe, en dit is waar ek 'n bietjie meer gaan hart oopmaak en kan sê, maar weet jy wat, ek beleef dinge so en ek beleef dinge so, en dan vat ons dit van daar af. So, Efesiërs 5, baie belangrik, hierso in my Efesiërs 5 vers 21, die uitgangspunt in die begin is, onthou, vrouens en mans, ons is nie onderdanig aan mekaar, omdat ons sê, nou moet ons onderdanig wees aan mekaar, nie vrouens, julle is nie onderdanig aan julle mans, omdat julle man sê, maar nou moet jy onderdanig wees, en jy sal onderdanig wees, en al die jazz nie. Dit gaan eerstens oor Christus. So, vrouens, dit gaan nie oor jou man eerste nie, dit gaan oor Christus. Mans, dit gaan nie oor jou vrou eerste nie, dit gaan oor Christus. Uit eerbied, uit respek, en uit liefde vir Christus, uit liefde vir God, is ons besig om onderdanig te wees aan mekaar. En onthou ook net, daai verhouding, Christus in sy kerk, Christus in die bruid, teenoor die man en die vrou. Dit is baie belangrik dat ons seker maak, ons verstaan dit, want die huwelik is 'n afbeelding van dit wat ons sien by Christus en die kerk. En dit is wat Efesiërs 5 vir ons hier leer. Efesiërs 5 is deel van die huistafels, ek weet nie of ek dit al vroeër gesê het nie, maar is deel van die huistafels in Efesiërs, en dit gee vir ons praktiese raad oor hoe ons moet lewe, en dis hoe ons nou hier gekom het by die man en die vrou. Julle sal later sien, as ons 'n bietjie aanblaai, julle sien, dit gaan oor die ouers en die kinders. Ouers, dis nog 'n interessante een, ons sal by hom ook uitkom, en dan oor eienaars en slawe, en dan die wapenrusting, dit wat ons elke dag gaan aantrek. So, huistafels, baie prakties, die man en die vrou, dis waar ons vandag is, en dan die rol van die vrou. So, onthou, ons doen dit, hoekom doen ons dit? Uit eerbied vir Christus, en dan vrouens, vers 21, 22 sê, vrouens, wees aan julle mans onderdanig, net soos julle aan die Here onderdanig is. Die man is die hoof van die vrou, soos Christus die hoof van die kerk is. Daar sien ons weer daai analogy van Christus en die kerk, of die voorbeeld van Christus in die kerk, en dan, soos die kerk aan Christus onderdanig is, moet die vrouens in alles aan hulle mans onderdanig wees. Vrouens, hier is julle opdragte, en die mans kry ook 'n paar, so moenie bekommerd wees nie. Ons is onderdanig aan ons mans, en dit is vrouens wat getroud is met 'n man. Jy moet nie dink dat mans, ons moet nie dink jy enige vrou moet sommer net onderdanig wees aan jou nie. Jou vrou, een vrou met wie jy getroud is, sy is onderdanig aan jou, en sy doen dit uit eerbied vir Christus, en jy vir haar. So, 'n vrou moet onderdanig wees aan 'n man met wie sy getroud is, net twee geslagte, die man en die vrou, ons leer dit in Genesis, as jy wil stryd daaroor, stuur vir my e-pos, maar ons is seker, daar's net die man en die vrou, want die skrif leer dit vir ons, jy gaan onderdanig wees aan jou man, en wat beteken dit? Dit beteken, jy volg jou man, hy is die leier, hy is die hoof van die huis, en hy maak dan ook seker, en ons gaan nou daarby uitkom, hy maak dan ook seker, dat hy daai respek nie afdwing nie, maar wys, dat hy daai gesag en daai mag wat die Here vir hom gee, dat hy dit uitleef. Dis baie belangrik. Nou, vrouens, as jy nou op 'n punt kom wat jy sê, luister, ek weet dan nou nie
of ek kan onderdanig wees aan my man nie, want my man is dit en dat en sis en so. Ek het dit al my eie lewe beleef, hoe my vrou, sonder dat ek het verdien, hoe my vrou onderdanig is aan my, dat ek het glad nie verdien nie, en deur dit te doen, besef ek, wow, sy is 'n godvreesende vrou, wow, sy verstaan waaroor dit gaan. Ja, dan as ek besluit te neem, en sy is net, yes, sy is aan boord, jy weet, sy is daar, sy respekteer my, want sy weet, die besluite wat ek neem, is reg, en ek doen dit tot eer van die Here, en as ek die dag droog maak, en wat ook al, dan sal sy op 'n mooi manier met my praat, en selfs al dink sy nie, dis 'n great idee nie, sy sal nog steeds my back, en dit is hoe ons nou vandag sal praat, nee? Ons sal vir mekaar sê, maar weet jy wat, ek back jou 100%. As ons onderdanig is aan mekaar, ons back mekaar 100%. So dit is wat die opdragte is. Die Engelse woord wat ons in die vorige een gebruik het, was submission. Dit is net, ons bly in Suid-Afrika, so hier's 'n checker 6060. Okay, dis die toet wat julle gehoor het, real time. My vrou het goed bestel daar, so dis die toet. En daar gaan al die honde, ons het fantastiese honde, 'n klein hondjie Buddy. Vir die wat my ken, julle ken vir Buddy, en die verskriklike, fantastiese hondjie wat hy is. Anyway, that's besides the point. Kom ons kom terug by die rol van die vrou. Dit is, en in die vorige video het ons dit gesê, submission. To subject yourself, ja, ons kan dit so gebruik seker ook, maar submission, en ons sal dit net 'n bietjie verder uitbrei deur te sê, maar jy submit jouself onder hierdie persoon. Nou vir die van ons wat hou van fliek kyk en goed, jy sal weet, in die ou tyd was die konings so dat hulle subjects gehad. En hierdie subjects het seker gemaak, hierdie dude is reg, as hy iets nodig gehad het, whenever, wherever, die subjects het dit vir hom gegee. En dit is die gedagte wat ons moet kry. Nou asseblief mans, moet nie die verkeerde gedagte kry en dink, ek maar jou vrou moet nou in die middel van die dag as jy al wakker maak of jy vir sê, luister, dis broodjie tyd, of is koffie tyd, of papa soek 'n bier, of wat ook al, dat jy nou moet inval daarmee nie. Dis glad nie wat dit beteken nie. Wat dit beteken is, dat jou vrou is daar vir jou. En sy weet, sy ondersteun jou, sy nurture. So, dit is verskriklik belangrik. En dit is die opdragte wat deurgegee word aan die vrou. Dink vir die mans en vir die vrouens is dit ook baie belangrik om te weet dat 'n huwelik, en ek gebruik die voorbeeld baie en ek gaan dit weer gebruik, hier kom die checkers dude, en al ref hy eers 'n bietjie. Vir die wat die laaste video gekyk het, sal weet, ek gebruik die voorbeeld van die kar. As jy 'n kar koop, dan, jy moet onthou, jy kan nie die kar koop en een keer petrol ingooi en nooit weer die kar diens en was en so aan nie. Dit is 'n deurlopende ding, dit is 'n deurlopende tema, dit is 'n deurlopende werk, voortdurende werk, kom stel dit so, dis mooi, voortdurende werk. Jy gooi petrol in, jy check dat die kar olie in het en water het en dat hy gewas is en dat hy gediens word elke nou en dan en bande doen en al die tipe dinge. En die brandstof ingooi vir ons ouens wat getroud is sal weet, jy as man moet brandstof ingooi, my vrou doen dit glad nie. Dis as ons net dink, kar ry net op geloof, maar anyway, ek's baie lief vir haar. Dit is maar net een van daai dinge. Okay, so dis die vrouens, en die vrouens moet onderdanig wees, en die vrouens moet seker maak, hulle doen dit uit eerbied vir Christus. Daar ry die checkers mannetjies, so hopelik gaan dit bietjie stiller wees. Nou kom ons by die mans. Mans, asseblief, ek is 'n man, soos ek in die video eers gesê het, ek is nie 'n vrou nie, ek is 'n man, so dit is my 12 jaar wat ek geleer het, en wat ek ook by ouer mense al gehoor het, en geleer het, en gesien het, en beleef het. Wees lief vir jou vrou. 3 keer kom daai opdrag na vore. 3 keer. Kom na vore, sodat ons kan besef, wat dit beteken, elke dag, om ons vrouens lief te hê. Nou kom ons raak prakties, boys. Kom ons wees eerlik. Ons vrouens gaan deur goeters. Ons vrouens beleef goeters. Vrouens is emosioneel. Is emosioneel van aard. Wat beteken dit om my vrou lief te hê? Ja, dis great. Vat vir haar blomme, jy weet, vat haar op 'n date elke nou en as jy kan. As jy nie 3
kinders het wat rondhardloop en jou aandag die hele tyd soek nie. Doen dit. Maar om haar lief te hê, beteken nie net al die goedjies wat jy sien op die flieks nie. Dit beteken nie net om haar 'n drukkie te gee en haar te soen nie. Dit is great, maar dit beteken om haar te ondersteun. Dit beteken om haar te vra, weet jy wat, hoe gaan dit? Hoe kan ek jou help? Ek kan sien jy lyk af. Weet jy wat, ek kan sien jy korte oomblik, die kinders maak jou mal. Dit is 'n liefde wat omgee. Dit is 'n liefde wat jy eintlik nie kan beskryf nie. Want onthou die oorsprong van hierdie liefde. Hierdie liefde is soos wat Christus die kerk lief gehad het. Nou, ons kan nooit ten volle hierdie liefde begryp wat Christus vir die kerk het nie. Dit is net so. Maar ons moet nog steeds probeer nastreef hoe ons dit moet doen. Nou, dude, ek hoor jou gedagtes soos ek hierdie video's luister en jy dink, ja, jy weet nie wat my vrou doen nie. Jy weet nie hoe my vrou nie die kombuis doen nie. Jy weet nie hoe my vrou altyd 'n kopseer het nie, as jy weet wat ek bedoel. En jy weet nie hoe my vrou wat ook al nie. Dit is juis waartoe ons opgeroep. Ons word opgeroep om juis in daardie omstandighede ons vrouens lief te hê. En onthou, Christus het die kerk so lief, ons het daai voorbeeld gebruik, Christus het die kerk lief, ten spyte daarvan dat die kerk nie altyd luister nie, ten spyte daarvan dat die kerk droog maak, ten spyte daarvan dat die kerk nie altyd wil dien nie, ten spyte daarvan dat die kerk foute het. Dis die tipe liefde wat ons moet hê vir ons vrouens. Dit gee nie jou vrou 'n free pass om net te doen wat sy wil nie. Dit gee ons ook nie net 'n free pass om te doen wat ons wil nie. Ons kan nie net sê, well, ons is maar net mense nie. Dis nie hoe dit werk nie. Liefde vir my, en dit wat ek beleef het in my huwelik, is om te praat, kommunikeer. Ek en my vrou sal gereeld, ek sal hier sit en werk, en dan kom sy by die kantoor, en dan, ek kan sien, jy weet, iets is fout. En ek maak die tyd, en ek praat met haar, ek's mal oor om te kommunikeer. Dis belangrik. So sien sy ook, hoe jy haar emosionele kant raak sien. Jy moet haar onderhou. En dit beteken nie net om wat sê elke maand, jy weet, hier is 5.000 of 10.000 rand gekoop kos nie. Maak seker die spens is vol, vrou. Jy weet, dit is nie waaroor dit gaan nie. Dit gaan oor die elke dagse struggle. Dit gaan, en ek sê struggle, want dit is nie altyd 'n struggle nie. Maar partykeer voel jy soos, ons almal doen, nie net die mans, nie die vrouens ook. Ek voel partykeer soos, jy maak my nou so. En dan gaan dit verby. Die punt van hierdie liefde en die punt van hierdie emosies is nie net om te sê, okay, well, sy het nou niks gedoen nie, soos, ons druk dit af nie, want eendag in jy pap. Het gaan daaroor om te praat en om daai emosionele kapasiteit te hê om te sê, weet jy wat, ek sien jy gaan deur dit ding. Ek sien dit het gebeur, of dat het gebeur, hoe dit gedoen, of hoe het dit gebeur, en hoe kan ek jou help, hoe kan ek jou bystaan? Partykeer vir my vrou is dit net, jy weet, vat die kinders wat, jy weet, bad hulle sulke tipe goeders, ek hou daarvan om kos te maak, so ek maak my meeste van die tyd kos. Daar's so baie faktore wat 'n vrou elke dag emosioneel kan belemmer en wat hulle affekteer, en dan dink jy partykeer is jy, dis nie jy nie. Wel, 90% van die kere is dit nie ons nie. Die ander 10% is dit 10-1 ons. En dit is baie belangrik. 3 keer word hierdie opdrag herhaal. Wees lief. Wees lief vir haar. Wees lief vir jou vrou. Ek het so 'n paar jaar terug het ek 'n video gehoor van 'n ou John Piper. Hy's 'n predikant in Amerika, en hy sê, as jy getroud is en jy het al ooit gewonder wie is die regte mens, jy weet, met wie moes jy eintlik trou? En jou vrou sit langs hier, dan draai jy net om en jy kyk vir haar. Die Here het daai vrou vir jou gegee. Al dink jy partykeer soos, okay, ek ken nie hierdie vrou nie, of wat ook al dit mag wees. Die Here het daai vrou vir jou gegee, sy's 'n geskenk.
Jou opdrag is om haar lief te hê. En vir die ouens en vrouens wat nog nie getroud is nie, dit is wat jy moet weet. Vrou, jy is 'n dit klink terrible om te sê, vrou, jy is 'n geskenk. Dame, ja, wat ook al. Jy is 'n geskenk vir jou man. En jou man is 'n geskenk vir jou. Hoe gaan jy 'n geskenk hanteer? Jy gaan 'n geskenk hanteer met liefde, met empatie, met simpatie. Al is dit moeilik, want dit is in daai tye wat jy werklik besef, maar weet jy wat, ja, die Here het vir my hierdie wonderlike vrou gegee. Kom ek wees lief vir haar, soos wat Christus lief was en lief is vir die kerk, te midde van die tekortkominge, te midde van al die dinge. Dit is dan die rol van die vrou, die rol van die man, en die laaste ding is, onthou net asseblief, onthou, ons doen hierdie dinge, want dit is uit eerbied vir Christus. Hy het al hierdie goed moontlik gemaak. Hy het al die sonde weggeneem. God het sy enigste seun vir ons gegee, om die vervloeking te dra, om ons sondes en ons verkeerde dinge in ons lewe weg te vat. Hy kon dit dra, hy kan dit dra. So kom ons wees lief vir hulle. Verskoon my. Kom ons wees lief vir hulle, wie die Here vir ons gegee het, want hy het hulle vir ons gegee. Ek hoop dat die rol van die vrou en die rol van die man en hoekom ons dit doen, is vir jou duideliker. Môre gaan ons begin aanbeweeg na volgende teksgedeelte toe. Ons gaan aangaan na vers 18 toe in Efesiërs 5 en ek vra vir voorbereiding daarvoor, want dit is 'n baie moeilike tema. Dit kan 'n baie sensitiewe tema word. En dit is iets wat ons raak, nie net vir my en vir jou nie, maar so baie mense in ons land en in die wêreld. So gaan kyk 'n bietjie na vers 18 en dan vat ons dit van daar af. Soos ek gesê het, vandag gaan ons ook begin met die Engelse streaming, Engelse video's, dat ons by die Engelse lidmate ook kan uitkom en mense kan uitkom. Asseblief doen vir my 'n guns, druk die knoppie, druk die klokkie en deel so ver as wat jy kan, dat ons mense kan toerus. Nie net in die huwelike nie, daar's baie ander content ook. Asseblief gaan doen dit. En ek hoop regtig dat jy het 'n geseënde dag en vrede vir jou.